J-Math. Vraag 6, hierso vra hulle my om net te vereenvoudig. So ek moet net my identiteite gebruik en kyk wat is die kleinste moontlike antwoord wat ek kan kry by hierdie tipe somme. So ek gaan daai boonste hakie gaan ek 2 keer uitskryf en dan uitmaal en die onderste hakie kan ek sien is 'n dubbelhoek. So ek gaan dit ook sommer nou doen. As ek dit nou alles uitgemaal het, kan ek nou net gaan kyk, is daar dalk identiteite wat ek hier kan gebruik. So ek wil nie goeders verander wat bo onder dieselfde is nie, want ek hoop ek gaan dit kan uitkanselleer. Maar as ek nou gaan kyk na die twee wat kwadrate het, as ek dit langs mekaar skryf, dan gaan ek kry dat dit sin kwadraat A plus cos kwadraat A is. Okay, en uit my graad 11 identiteite uit, weet ek dit gee dan net vir my 'n 1. So die volgende ene, ek kan dit gaan skryf as sin 2A as ek wil, maar die onderkant het dieselfde ene. Nou by die onderkant is al probleem wat ek het is die minus 1 staan agter en die 2 sin cos staan voor. So ek gaan daarso 'n tekenverandering doen sodat die volgorde net dieselfde gaan wees. So dan is hierdie 1 min 2 sin A cos A. So nou weet ek, die bokant gaan ek net verander na 1 min 2 sin A cos A. En die onderkant is dan klaar in die regte formaat. So dan kan ek hierdie hakkies net gaan uitkanselleer en dan het ek my antwoord. En die finale antwoord hier, so daar bly net 'n min 1 oor, om minus 1 gedeel deur 1 of 1 gedeel deur minus 1 is net 1. En dit is dan die finale antwoord. Vraag 7. So ek kan sien daar's dubbelhoeke, maar ek weet nie dadelik wat se ene die beste gaan wees om te gebruik nie. So 'n tip wat ek hierso vir jou kan gee is by sin het ek net een opsie. Ek hoef nie uit 3 uit te kies nie. So ek gaan eers die sin gaan verander na 2 sin x cos x minus cos x. So ek weet nog steeds nie lekker wat se een soek ek bo nie, maar 'n goeie indikasie gaan wees, daar is nie nog 'n kos bo nie, so ek wil nie nog 'n kos insit nie. So dan gaan ek hom eerder verander na die een wat net sin het. Okay, so as ek nou daar die minus inmaal en ek net so 'n bietjie volgorde bietjie verander en so, dan gaan ek sien dit is 2 sin kwadraat x plus sin x minus 1. En onder kan ek nou 'n gemeenskaplike faktor uithaal. So onthou wat ek altyd sê, by trig is dit een van daai plekke waar jy alles van wiskunde moet onthou en weer gebruik. So hier moet ek nou eintlik faktorisering doen. So as ek hierso 'n cos x gaan uithaal, dan gaan daar oorbly 2 sin x minus 1. Okay, nou bo het ek 'n 3 term. So, weer eens, faktorisering. Wat maal wat gee vir my 2 sin x? Gelukkig is daar net een opsie wat vir my 2 sin kwadraat x gee. En ek weet, die agterkante moet vir my 'n 1 gee. Die ander ene moet dan wees sin x en die agterkant van die hakie moet vir my 'n 1 gee. So nou moet ek net gaan kyk na die tekens en 'n groot tip hierso is die onderste hakie gaan uitkanselleer met iets bo. So ek weet klaar daar met 'n minus staan en daar met 'n plus staan. So dit gaan nie 100% van die tyd so wees nie, maar 99% van die keer. Met sulke somme, as daar 'n random hakie is, dan gaan hy uitkanselleer met iets anders. So dit help jou net so klein bietjie as jy bietjie vashak met die tekens van die 3 term. So daai kanselleer uit. Finale antwoord is dan net sin x plus 1. Ek het daarso x vergeet en dan op cos x. Ek hoop hierdie was nie te bad nie, maar kom ons merk en dan kyk hoe dit gegaan het. So by vraag 6 kry jy jou eerste punt omdat jy die sin 2a uitgebrei het, dan die volgende een omdat jy reg uitgemaal het, dan omdat jy reg gesien het dat die sin kwadraat plus cos kwadraat 1 is, dan weer omdat jy jou tekenverandering gedoen het en omdat jy dit uitgekanselleer het en min 1 gekry het. Vir vraag 7 kry jy 'n punt vir elke dubbelhoek daarbo, dan as jou faktorisering reg was, as jy 'n gemeenskaplike faktor uitgehaal het en jou 3 term reg gedoen het en dan die laaste punt vir jou antwoord. So elkeen van daai tel 5 punte. Vraag 8, so hierso is nou 'n redelike groot som wat baie mense in 'n ander rigting sal laat hardloop, maar jy gaan nie een van hulle wees nie. Kom ons probeer hom en dan as jy hom in eksamen sien, dan gaan jy hom kan doen. So dis 'n bewys dat. So dit beteken ek kan kies wil ek met die linkerkant begin of met die regterkant begin. So hierdie ene werk van albei kante af. Maar meeste mense sal die linkerkant kies. So kom ons doen dit ook. So hierso kan ek sê die linkerkant, dan gaan ons 'n klein bietjie oorskryf as sin van 2 maal en my hoek is dan net 4a. So dit gaan dadelik my brein aktiveer en sê okay, maar dan is hierdie 'n dubbelhoek. So ek kan hom dan gaan oorskryf as 2 sin van 4a cos van 4a. Okay, nou met so 'n som wil ek graag hê jy moet heeltyd die regterkant dop hou en net vir jouself so aftik, wat het ek al? So ek het al die cos 4a, so ek gaan hom nie verander in die som nie. Ek gaan ander goeders verander, maar cos 4a gaan ek net hou en heeltyd net afbring saam met my. So nou, die 2 bly daar, maar hierdie sin 4a is nie deel van my antwoord nie. So ek gaan hom verander en ek gaan weer sê, okay, maar 4a kan ek skryf as 2 maal 2a. So dit is 'n dubbelhoek.
So dan kan ek hom gaan uitbrei as 2 sin 2a kos van 2a. Okay, die blou kos 4a bly nog net soos wat hy was. Okay, so nou as ek mooi kyk, het ek nou die kos 2a ook al, en ek het 'n 2 maal 2, so dis amper by die 8. So as ek hulle gaan oorskryf as 'n 2 maal 2, en daai sin 2a kan ek nou weer gaan uitbrei volgens 'n dubbelhoek. So dit is 2 sin a kos a, en in hierdie geval is dit kos 2a wat daar bly, en kos 4a wat daar bly. En daar het ek die regterkant, as ek net al die 2's maal, kom ek by die 8 uit. So 8 sin a, kos 2a, kos 4a. So dis 'n aaklige groot som, maar ek glo nie hy was te moeilik nie. Kom ons merk hom gou. Hierdie som, al is hy so lank en groot, sal net 4 punte tel. So vir elke keer as jy die sin dubbelhoek uitgebrei het, kry jy 'n punt, en dan om jou finale antwoord en wat jy geskryf het linkerkant is regterkant. Moet dit asseblief nie vergeet soos wat ek gedoen het nie. Vraag 9. So as enige iemand vir my vra, wat is die ergste identiteitsom of die ergste som intrieg wat hulle kan vra, dan gaan ek hulle altyd verwys na hierdie ene. Hy is in die top 3 van die aakligste somme. Okay, so sin 3a. Nou, dis nie so moeilik, as jy een keer hierdie voorbeeld gedoen het, gaan jy presies weet wat om te doen volgende keer. Maar om net hulle vraag te verstaan, is dit waar die vangplek inkom. So skryf sin 3a oor in terme van net sin a. Nou al wat dit beteken is, my antwoord mag nie 'n kos in hê nie, of 'n tan, dit mag nie dubbelhoeke of trippelhoeke in hê nie, maar daar mag kwadrate en vierkante en sulke goeders in wees. So, hoe ek gaan begin met so 'n som, is om net te sê, ek weet nie wat is 'n trippelhoek nie, maar ek kan sê 3 is dieselfde as 2 plus 1. So ek gaan hom uitbrei en sê, sin 2a plus a. Ek gaan sin se saamgesteld uitskryf, so sin 2a, kos a, en dit bly 'n plus, kos 2a, sin a. Nou is daai 'n dubbelhoek, so ek kan hom gaan uitskryf, so 2 sin a, kos a, maar daar was 'n kos a alreeds, so hy moet net daar bly. Dan die kos 2a, ek moet nou kies tussen my 3 opsies, maar ek soek nie 'n ander kos nie, so ek moet dit gaan uitskryf as 1 min 2 sin kwadraat a, en dan was daar 'n sin a daarso. Okay, so dit was 'n obvious stap gewees, want ek kan sien daar's dubbelhoeke, ek moet net die dubbelhoeke gaan uitskryf. Nou moet ek in die hakies inmaal, en ontslaa raak van hierdie kosse. So die eerste ene, 2 sin a gaan ek net daar hou, maar kos maal kos is kos kwadraat a. Nou gaan ek inmaal in die hakie in, so daar word net 'n sin a, min 2 sin tot die mag 3a. So, kos kwadraat a is dieselfde as 1 min sin kwadraat a. Hierdie so hou ek net dieselfde, ek kan hulle nie verander nie, en dit is klaar iets met sin a, so ek hoef hulle nie te verander. Die tweede laaste stap hier, so ek gaan hierdie nou inmaal, so daar is net 2 sin a, want ek maal net met 1, en hierdie word dan minus 2 sin tot die mag 3a. Daar is bly net dieselfde, en nou kan ek gelyksoortige terme net gaan byplus. So, finale antwoord hierso is 2 sin a plus 1 sin a geef my 3 sin a, minus 2 geef my minus 4 sin tot die mag 3a. Okay, kom ons merk om en sien of jy by hierdie uitgekom het, en of hierdie sin maak. So hierdie vraag kan tot 6 punte tel. So punt omdat jy die 2a plus a gesien het, dan vir die saamgestelde hoek, vir die 2 dubbelhoeke wat jy uitgebrei het, dan omdat jy die kos kwadraat uitgebrei het met die graad 11 identiteit, en dan vir jou finale antwoord. So ja, jy moet hierdie ene ken asseblief. Vraag 10, so bereken sonder 'n sakrekenaar. Baie van hierdie somme moet jy 'n skets gaan teken, maar hierdie spesifieke enetjie het nie 'n skets nodig nie. So ek kan al klaar om net vir myself net afskryf. Dis gelyk aan 17/25, maar nou ek kan sien die antwoord moet sin wees. So as ek kos dubbelhoek het, dan kan ek net die opsie kies wat glad nie kosse in het nie. So ek gaan dan net sê hierdie is 1 min 2 sin kwadraat theta is gelyk aan 17/25. En nou is dit 'n algebra som van hier af. Dan gaan die 1 oorvat en hom minus, so minus 2 sin kwadraat theta, en dan minus ek net 1 daarso, en dit word dan minus 8/25. Nou deel ek al twee kante met minus 2, so sin kwadraat is dan, as ek dit deel met minus 2, dan word dit net 4/25, en dan gaan ek net vierkantswortel, en die antwoord is dan net plus of minus 2/5, want hulle het nie vir my kwadrante of enige sulke detail gegee nie. So daar's hy. Kom ons merk en kyk hoe dit gegaan het. Ek dink hierdie som sal net 3 punte tel, so jy het jou dubbelhoeke gebruik, daarna wat jy die 1 en die min 2 oorgevat het, jou algebra was reg, en dan vir jou finale antwoord na die vierkantswortel, so 3 punte vir hierdie som. So, hoe dit gegaan, as hierdie 'n klastoets uit 23 was, wat sou jou punt gewees het? Los asseblief vir my 'n comment, en dan kan ons kyk of ons nog ekstra oefeninge hieroor moet doen. Nou gaan ons in ander video's in, waar ons al hierdie goeders toepas in die res van triegtipe somme. If this video helped you, please like and subscribe. J-Math.